bid saam. Lierbare Koning Jesus, ons is weer eens voor die aangesig vanoggend, terwyl ons in aanbidding voor U verskyn. Here, my gebed is dat ons aanbidding aanneemlik vir U sal wees, dat U, liewe Here, vir ons sal die krag van die Heilige Gees gee om die werk te kan doen, om te kan meeleef, om te kan getuig, en waar dit nodig mag wees, liewe Here, uit te gaan en verder siele vir U te wen. Sien ons in Jesus naam. Amen. Ek wil vir graag lees Prediker 12 vers 1 vir ons inleiding. En dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dae kom en die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar geen behaag in nie. Hierdie is 'n teks wat baie in my gedagtes kom, omdat dit terug verby gaan. Ek gaan so 'n bietjie teruggaan. Ek het nie vir James gesê nie, maar ek gaan teruglees hoofstuk 11 vers 9 en 10 ook. Verbly jou, o jongeling, in jou jeug, en laat jou hart jou vrolik maak in die dae van jou jonkheid, en wandel in die weë van jou hart, in die aanskouing van jou oor. Maar weet dat God jou oor al hierdie dinge in die gerug sal bring. En weer verdriet uit jou hart uit, en hou die kwale weg van jou liggaam, want die jeug en die jonkheid is nietigheid. En dan sê hy in vers 12:1, en dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dae kom, en die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar geen behaag in. Tot sover, mag die Here vir u seën terwyl ons vanoggend saam aanbid. Ek het al baie gewonder, die liede wat ons sing, of dit vir ons ook 'n gebed is, en of ons kan identifiseer met die woorde in ons persoonlike lewens, die regte tyd. Dink aan jou Skepper in jou jeug. Dikwels as ek met mense praat wat gevorderde leeftyd is, dan vra ek vir hulle oor hulle lewe. En het is my interessant dat die verhale wat hulle vertel van hulle kinderlewe baie vars en helder is, en hulle die detail daarvan kan onthou, teenoor die dinge wat gister en eergister gebeur het, wat vervaag het. Ek het gaan kyk, wat is die rede daarvoor? Die gawe van profesie sê dat die mense verstand bestaan uit eenvoudige taal, uit leiers, uit soos pannekoeke wat so gepak is. En van jou vroegste jare af, met die beginjare van die Here weg, deur genade wat ons was nie, jou geboorte kan jy nie onthou regtig nie, en die dinge wat jy toe 'n kind, babietjie was, maar van 'n sekere ouderdom af begin jy herinneringe onthou. Ek onthou gebeurtenisse toe ek 4 jaar oud was. En my ouers het gesê, dis onmoontlik, jy kan nie so ver terug onthou nie, want ek wil vertel, as jy hulle maar dit gebeur. Dit was werklik gewaar gewees. En wat ek wil sê is dat die dinge wat vasgelê word in jou gedagtes, is die dinge wat in die onderste laag lê. En soos wat jou verstand ouer word en verder gaan, sterf die breinselletjies makliker boontoe en daai dinge vergeet jy maklik. En dit is nie vir my snaaks dat die skrywer van die boek Prediker onder inspirasie geskryf het en gesê het, dink aan jou Skepper in die dae van jou jeug, sodat die dinge wat vir jou belangrik is in jou geheue vasgelê word vir ewig, en die dinge wat miskien vandag en gister gebeur het, is nie so belangrik nie. Ek het hier 'n boek, 2023 dagboek. Ek het 4 van hulle, selfde datum. Ek het 3 van 2025 wat nog kraak as jy dit oopmaak, as nog nie opgemaak nie. Toe die COVID uitgebreek het, het ek 'n dagboek gehad en ek het so gewerk tot so Februarie maand, onthou ek, en toe die boek gestop. Maar niks het verder gebeur, ons was onder kwarantyne gewees. Ek onthou die tweede week ry ek met die pad langs en kom terug van die winkels af. Dit was net so 2 weke in die quarantyneperiode in gewees.
Er stop 'n polisieman my langs die pad in 'n plat blokkade en hy vra vir my, meneer, waar kom jy vandaan? Ek sê ek kom van die winkelsentrum af, ek het gaan kos koop. Hy sê, waar gaan jy heen? Ek sê, ek gaan na my huis toe. Hy sê, waar is jou huis? Ek sê, dis die ander kant. Jy staan, gaan kyk. En hy sê, nee, is nie nodig nie. Hy sê, bly maar by die huis, liewerster, tot jy regtig nodig het om te ry. En ek ken daardie tyd, jy was daar saam weer gewees. Ry veilig. Hy sê, moenie draai ry nie. Nou, hy het nie geweet waar ek nog oral, ek het nog 3 plekke aangegaan voor ek by die huis opgehaald het. Wat ek hier wil sê is dit, is dat dinge het gestop. En as ek gesien het dat hierdie ding vir amper 2 jaar gaan sleep, so ek baie ander planne gemaak het. Ek het my huis gebou in daai tyd. En deur die genade van die Here het ek begin met een van die grootste navorsingsstudies wat ek in my lewe gedoen het. En dit byna voltooi by die godheidsleer. En ander dinge wat ek moes doen in my godsdiens. Die Here het my tyd gegee om te gaan sit en te werk, ongestoord, ongehinderd. En ek weet vandag hoekom dit nodig was. Verwyl ons tyd terwyl ons niks doen. Hulle sê vir ons, een van ons grootste komponiste, het terwyl hy in 'n restaurant gesit het en gewag het vir sy kos om bedien te word, agter op die spyskaart wat oop was, het hy begin om een van sy beste komposisies te skryf, te komponeer. En hy het nie tyd verwyl nie. Ek het oor die jare geleer dat as ek tyd het, of dinge het wat ek nie kan, of wat ek tyd het en ek het nie iets om te doen nie, dan vind ek iets om te doen. Ek het altyd 'n lysie byderhand wat dringende dingetjies het. So ek het begin om hierdie boeke vol te skryf met preke nou. Ek het 'n hele paar al vol gemaak. Ek wil vir u vra, wat maak u met u vrye tyd? Die oomblikke wat u beplan het om dalk iets te doen en iets val voor, u kan dit nie doen nie. 2 seuns, Kain en Abel. Die titel van vandag se boodskap is Bou jou eie altaar. En ek het vandag 'n gesprek met 'n oomie gister bietjie gedink oor ons gesprek die afgelope tyd, en dit is waar die preek vandaan kom. Sy het dit nie geweet nie. Gaan al idees by baie snaakse plekke altyd. 2 seuns wat groot word, wat oud genoeg geword het, wat ons praat van mondig geword het en die plek bereik het waar hulle eie altaar moes bou. Vir een of ander rede het Pa Adam nie gesê hulle moet sy altaar gebruik nie. Hulle moet self offer. Nie by die familiealtaar kom offer meer nie, want hulle is oud genoeg. Hulle moet persoonlik godsdienst beoefen en die Here leer ken as individue. Soos jong Samuel wat vir baie klein ouderdom die stem van die Here gehoor het wat hom spreek, Samuel, Samuel. Om Jesus nie as pa en ma se Here te ken nie. Toe ek in Tjorongo gebly het, het ons elke oggend voor die kinders skool toe gaan met hulle 'n kort godsdienst gehad na ontbyt. Dan het hulle gekniel en gebid. En eendag sê Arno vir my, Pa, hoekom bid julle nie ook nie? Hulle het nie geweet voor hulle opstaan die oggend het ons godsdienst nie. En wanneer hulle in die aand gaan slaap, dan het ons weer godsdienst nie. Ons het wel gesinsgodsdienst gehad, maar wanneer ons hulle godsdienst gedoen het, het ons nie gebid nie, ons het hulle laat bid. En ek het vir hulle verduidelik dat dit wel plaas vind. Elkeen op sy eie tyd, maar daar's 'n tyd wanneer hulle moet self begin om die stem van die Here te hoor, om hom te ervaar, om hom te ontmoet. Ek was in graad 2 gewees, of standaard 2, graad 4, die hele tyd vandag, het ek my eie Bybel gekoop met spaargeldjies wat ek lank gespaar het by kampvergadering. En ek was so trots op daardie eenvoudige harteblad Bybel wat nie eers naslaan gaatjies gehad het nie. En ek het vir die Here gesê, as hy my help om 'n Bybel te koop, dan sal ek daardie Bybel gereeld lees. En ek het begin soos Daniel begin het om 3 keer 'n dag my Bybel te lees. In die oggend voor ek skool toe gaan, in die middag as ek klaar geëet het en in die aand voor ek gaan slaap, het ek 'n tydjie gevat
Partykeer moes ek sekere dingetjies los om dit te kan doen. Toe ek later by Helderberg College gekom het as 'n eerstejaars student, toe stel een van ons studente leiers vir my voor dat ek moet in die aand, in die plek van aandete, saam met hulle gaan na 'n plekkie toe waar hulle 'n kort godsdiens het, liedjies sing, gedagte deel en vir mekaar bid. Ek het op daai stadium 40 ure 'n week gewerk, my college geld, en ek was baie honger. As ek by die dek kom opskep, dan vat die manne mos vir die meisies mos ekstra bord kos, jy weet, en so die matrone en die dames wat opskep het nie opgegee as jy 2 borde kos vat nie. Maar eendag toe stap die matrone deur die eetsaal en sy sien ek sit daai 2 borde kos en opeet. Ek het nie 'n meisie wat ek dit kos vat nie. En sy sê vir my, ek sien hoe jy werk op die kampus, en toe ek by die dek kom die volgende dag, toe sê sy vir die meisie, skep hierdie man se bord vol, en as hy nog kom haal, moet nie vir hom beier nie. Opoffering, maar as ek nou met 'n aandete mis, na ek 'n dag hard gewerk het, was dit baie groot opoffering geweest. Want dis die prys wat jy moes betaal. Jy moes jou aandete prys gee om te kan gaan na daai plek. En ek het dikwels gegaan, meer as dikwels. En daar het ek die Here weer lief gekry as 'n jong man. Ek het lank al 'n pad met die Here geloop, maar daar het ek nuwe wortels gegroei wat my 'n nuwe perspektief op die lewe gegee het. Ek het daar die gawe van profesie ontdek en dit begin lees en gesê vir myself, hoekom is hierdie boeke nooit voor my geplaas as 'n kind nie? Hulle is so wonderlik in kommentaar en ander dinge wat jy wil weet. Geliefdes, is daar iets wat u moet opoffer ter wille van u sielsaligheid, ter wille van u vrede miskien? Ek hou van die term wat gebruik word, 'n verbond van opoffering met die Here of met iemand te maak. Waar jy iets moet prysgee en iets terugkry daarvoor. En daardie iets is nie 'n tasbare beloning nie, maar dit is iets wat in jou hart daardie satisfaksie bring wat jy nie vir mense kan beskryf nie. Die Bybel sê, daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Jy kan dit nie omskryf in woorde nie, jy kan dit probeer definieer. Ek hou van 'n gedagte wat ek gelees het, wat sê, God nader tot diegene wat hom in gebed nader. Het die Here met u bemoeienis gemaak? Ek vra dikwels vir u die vraag, die skaapwagters by die Bethlehem dorpie in die veld is besig om te bespreek, lees ek in Koning van die Eeue, die koms van die Messias. En terwyl hulle dit bespreek en die profesie bestudeer en daaroor wonder en bid en vra, wanneer sal dit gebeur? Verskyn daar 'n engel met 'n helder lig en hy sê vir hulle, vandag is vir julle in die stad van Dawid gebore die Heiland, die Messias. Gaan kyk, julle sal hom vind in 'n krib. En hulle gaan. Nou hoekom het die engel nie na die kerkleiers toe gegaan nie? Na die gemeente toe, maar na die skaapwagters. Want hulle het gesoek en gebid vir die koms van die Messias en het was om te wagte en vir hulle word dit gegee. Daar is ander voorbeelde en ek wil nie daar stop vandag nie. Mense wat bemoeienis met die Here gemaak het, het die Here spesiaal naby aan hulle gekom. Geliefdes, daar is voorregte wat vir u opgesluit is wat nie vir ander mense is nie. Ons eie altaar. Wat offer ons op ons altaar? Wat offer ons op die kerk se altaar? Hierdie is die kerk se altaar waar u nou sit. Nie die altaar nie. Die altaar van die bidure. Die bestanddele, Deuteronomium 6 vers 6 tot 8. Wil ek graag vir u lees as u wil kan jy so toe blaai. Dis 'n pragtige teks. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, Deuteronomium 6, vers 6. En jy moet jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy op die huis sit, in jou huis sit. En as jy op die pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Klink soos Psalm 139, jou gewone gang. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. En jy moet dit op jou deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. En as die Here jou God jou inbring in die land wat hy aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het,
om jou te gee, groot en mooi stede wat jy nie gebou het nie. En dan gaan hy voort, dan sê hy vers 12, neem jou dan in ag dat die Here nie vergeet wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Die dinge wat onder in jou gedagtes moet wees, en eerste moet wees as 'n steunpilaar, is die dinge van God, want dit is wat jy gaan nodig kry in 'n krisistyd. Dis die dinge waaraan jy gaan onthou as jy by die krisisse van jou lewe kom, in die kruispaaie van die lewe. Dit moet in jou hart wees, jy moet jou kinders dit inskerp, jy moet daaroor praat as jy in jou huis sit, as jy op die pad is, as jy gaan lê en as jy opstaan. Bind dit vas as 'n teken op jou hand, nie net letterlik nie. Met ander woorde, wat jy doen, en jou denke, wat jy dink, jou handelinge en jou denke, jou voorhoof en jou regterhand, dit is wat die Openbaring van praat. Die werk van die dier is nie 'n sigbare teken nie. Dit is wat jy doen en wat jy dink in jou aanbidding vir God. Skryf dit op jou deurposte. Ek onthou vir Hetty, 'n man, as ek in die huis instap, elke hoekie van die deurposte, oralste was daar soeke stiekertjies gewees met tekste op. En op die mure en oralste, die badkamer, en die kombuis. Toe vra ek vir hulle, wat is dit? En sê hulle vir my, gaan lees dit. Want Deuteronomium sê, jy moet dit doen. Hy sê, dan lees ons dit, dan herinner dit ons aan die dinge van God, dan vergeet ons dit nie. Dit is baie letterlik gevat, maar as dit vir jou werk, doen dit. Waarom nie? Ek skryf vir myself herinneringe van dinge wat kosbaar is, wat ek moet onthou. Huisgodsdiens, kerkgodsdiens, persoonlike godsdiens, watter altaar gebruik u vandag? Deur ons die lesstudie deur te lees, een keer, of studeer ons daagliks die bietjie wat vir ons gegee. As u daagliks die les studeer, van Sabbat af, van Sondag, van Maandag toe, dan gaan daai bietjie wat u gelees het vir u raad gee vir daai dag, en u gaan so 'n bietjie, 'n klein trappietjie vorder in die geestelike lewe vir daai dag. As jy dit vir 2 dae gedoen het, het jy 2 dae se groei, of 3 dae. As jy by die 7de dag kom, het jy 7 dae se bietjie groei elke dag, teenoor wanneer jy dit Vrydag aand vir die eerste keer lees, het jy nie gegroei nie. Jy het nie, daai preek het nie ryp geword in jou gedagtes nie. My pa het gesê, 'n boodskap moet in jou hart ryp word, voor jy hom kan preek. Jy moet hom kan uitlewe eers. Jy moet hom kan demonstreer. Groei saam met hom. As jy in 7 dae nie groei nie, dan is jy dalk nie lewendig nie. Luister u vir die eerste keer na die les as hy hier aangebied word deur iemand. Met ander woorde, bou u op hierdie altaar en nie op die eie altaar wat u by die huis behoort te hê nie. Die preke wat die leraars en die predikers uitskrywe, waar kom daardie inligting vandaan? Uit hulle lewe uit die Bybel uit. Die Heilige Gees gee vir hulle inspirasie, glo ek, as ons daarvoor vra en bid. Is u tevrede om dit te hoor, of het u by die huis 'n plan wat u volg? Ek het 'n godsdienstplan wat ek volg, buite die ander dinge wat ek doen. En dikwels en meer as dikwels kom my boodskappe uit daardie plan uit. Dis waar die Here vir my wys wat ek moet doen. Nadat hy met my 'n pad geloop het deur die dag, maar dis my eie altaar waar ek kan sit. As u hierso sit en u luister na die boodskap, dan kry u tweedehandse informasie wat ek klaar verwerk het, soos geprosesseerde kos. En die beste voedingswaarde word uit dit uitgehaal. Daardie koringkiem wat jy nodig het, is nie meer daar nie. Ons praat en dink indrukke wat die Heilige Gees met ons gegee het, en ons dra dit oor in die kerk. Ons deel dit met mense langs die lewenspad. Die Here stuur mense in ons pad in wat se lewens te doen het met die dinge wat ons gestudeer het. Maar as ons niks daar geplaas het nie, is daar niks om te deel nie. My pa het dikwels gesê, as jy 'n groentetuintjie het, kan jy die groentetuintjie gaan vir jou wortel uithaal, of 'n bietjie beet, of iets. Maar as jy niks geplant het nie, is daar niks om te vat nie. Ek het al baie geluister na ouderlinge wat bid, en is korrek in hulle gebed, wat sê dat in daai tyd, as mense vir ons vra om te getuig oor die woord, dan sal die Heilige Gees dit in ons gedagtes terugbring. Maar as ek nie daar gesit het nie, gaan dit dan niks wees om uit te haal nie.
So ek moet studeer. Ek moet iets daar plant in my tuintjie. Faktore wat bepaal wat ons hoor. Wat hoor u as iemand praat? Praat u oor die ervarings wat u het? Praat u oor die dinge wat u hoor? Praat u oor die dinge wat u sien? Oor die gemoedstoestand, die ingesteldheid. Ons het vanmôre daarna gekyk by die les. Ek kyk eendag na 'n program wat die sortering van neute verduidelik. Daar's 'n sif. Hy het groot gate, hy het kleiner gaatjies en hy het klein gaatjies. Dan skommel hulle daai klomp so daarop en dan val die grootes deur die groot gate, die kleintjies deur die klein gaatjies. En hy word so uitgefaseer tot hy by 'n plek kom waar hy net deur een gaatjie kan gaan. Dan weet jy waar hy hoort. Ons gedagtes is baie keer so, die dinge waarmee ons bekend is, die dinge waarmee ons vertroud is, die dinge wat ons belangstelling stel dra, is die dinge wat ons eers optel as iemand praat. Is u gemoed as die kerk toe kom oopgestel, sodat u kan enige iets vat wat van hier afkom, hier enige iemand. Kan die Here u beïndruk met 'n liedjie wat u sing? Kan die Here u beïndruk met 'n teks wat u lees, so daai teks uitstaan en vir jou sê, maar hierdie teks het jy voor gebid. Nou lees iemand dit vir jou sodat jy kan weet dit is 'n antwoord vir jou gebed. Ek sê dikwels as ek in 'n lesstudie sit en ek sit in die bank, dan is my gedagtes baie vrugbaar. Ek sit baie selde sonder 'n boek wat ek skryf, want dan kry ek baie idees oor dinge wat ek moet sê en wat ek moet doen. Hoe gaan dit met u? Wanneer is u verstand vrugbaar? U is in die plek van aanbidding. U het 'n voorkennis van die Bybel. U het gevra dat die Here u gaan seën. U geniet die samesyn van gelowiges. Maar waar is u gedagtes? Is u gedagtes by jouself? Is u gedagtes by 'n projek by die huis? Is u gedagtes besig met iets wat iemand gesê het en nou het jy op 'n ander pad gegaan? Ek het so rukkie gelede in die kerk gesit waar ek gehoor het, iemand sit in 'n game speel in die kerk. En toe kyk ek nou waar die geluid vandaan. Toe sien ek die persoon, toe kyk ek vir die persoon baie direk. Toe hou die persoon op. In die kerk. 'n Pikpong speel. Hoor jy die geluid? Waar is die gedagtes? Wat druk die lewe op die hart af? Die eie planne? Dinge wat jy moet doen, die verhoudingslewe, die finansies, die kruispaaie waar jy nie 'n antwoord sien nie, die dinge waaroor jy bid en geloof en vir die Here sê, Here, lei vir my, die dinge waar die Here vir jy gelei het in die verlede miskien, kan die Heilige Gees daai gedagtes bymekaar maak en bonneltjies bind, soos die gerwe in die gelykenis van Matteus, en sê, hierdie hoort daar, hierdie hoort daar, hierdie hoort daar. Ons moet oop wees, ontvanklik wees. Ons moet nie vooroordeel hê nie. Ons moet kom om te leer, kom om te hoor, kom om te dien. As ons iets verkeerd hoor, moet ons nie reageer soos die mense met Kaaleb en Josua gemaak het, om hulle te wil doodmaak nie, om hulle te wil doodpraat nie, om hulle te wil uitstem nie. Ek lees in die boekie Groot Stryd dat die Bybelwaarhede wat deur die Heilige Gees op die harte van mense gedruk word baie keer nie verstaan deur die mense wat dit self geuitdruk het, die profete. Hulle het nie verstaan wat is die einddoel van daardie dinge wat hulle gesê het nie. En hoe ver reik die gevolge van die woorde van God sal wees. Wat sê die Bybel? Van daardie saad wat gesaai word. Dit gaan nie leeg gly terugkeer nie. Iets gaan met dit gebeur. Iemand het eendag by wyse van illustrasie 'n R10 noot met 'n krammetjie, 'n papiertjie aan vasgemaak en gesê, skryf vir my hierop wat hierdie geld alles doen in 'n week. En bel my en sê vir my. En wonder het die antwoorde teruggekom. Daai R10 noot het gegaan na die winkel toe. Hy was by die dobbelsaal, hy was by ander plekke, hy was gebruik as kleingeld. Toe land hy daarom op in die kerk ook. Dis waar die laaste persoon hom gekry het. Hoe gaan dit met u in die geestelike lewe? Weet u wat is die uiteinde van die prosesse wat God aan die gang gesit het in die lewe en waar gaan dit eindig? Ek het so dikwels in my lewe vir die Here gevra, Here, ek wens so ek kan net so 3 jaar vorentoe kyk.
of 5 jaar, veral as ek voor krisisse staan. Ek het 2 jaar terug voor die krisis gestaan. Ek onthou in hierdie kerk het ek vir u gesê, ek weet nie voor die Here hoe ek daar uit gaan kom nie. En of dit gaan goed wees nie. Ek moes iets hanteer. En as ek vandag terugkyk, kan ek vir u sê, die Here het op die laaste oomblik 'n deur oopgemaak en geantwoord. Ons dien 'n groot God. Elkeen het 'n doel, 'n plek en 'n taak. En ons moet daardie doel en daardie plek en daardie taak vind en gaan verrig. Soos 'n stuk materiaal wat jy uitsny en in 'n plek inpas, en dit is waar hy moet wees. God rus ons uit om sy werk te doen in die laaste dae. Hy gee ons die bevoegdhede in die middel, het ek vir julle les gesê. Dit sê hierso, mense verstaan nie die dieper planne van God nie. Ons verstaan nie wat sy wil in ons beskeie lewens wil verwerk nie. God vertrou aan ons en aan die kerkleiers woorde toe, wat ons in sy naam uiter, maar ons weet nie self wat ons sê nie. Wat hoor u? Want die hart van die volk is stomp geword, sê Matteus 13:15, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor. Hulle oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sal sien en met die ore sal hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en hulle genees nie. God wil ons genees. Iemand vra vir my eendag, leraar, ek het 'n groot krisis, en hy bespreek die probleem met my so vlugtig oor die telefoon. Ek sê, my broer, as jy by die bidhuur was Woensdag aan, dan sal jy die antwoord gehad het, want dit is presies wat jy gevra het. Ons het hierdie ding hanteer in die Bybel uit. Maar waar was jy gewees? Jy het dit gemis. Nie beskuldiging nie, maar om aan te moedig om te kom. Satan maak planne, soos 'n generaal, groot stryd. Soos 'n groot bekwame generaal beplan hy, dit is Satan, sy optrede vooraf. Hy sien die boodskappe wat die boodskapper ondersoek. Hy let op die onderwerp wat aan mense voorgehou word. Dan span hy al sy kragte in daardie week en sy vernyn en sy lus om die omstandighede rondom die lewens van daardie mense so te beheer sodat die boodskap wanneer dit gepreek word geen ingang by hulle vind nie. Dan gaan sy voort in sy skrywe, daar gebeur iets buite in die straat. Nou trek dit jou aandag af op daai kritieke oomblik as die persoon iets moet sê wat vir jou bedoel is deur die Heilige Gees, gebeur daar 'n geluid buitekant en nou sit almal en wonder wat gebeur daarso. Of hier begin 'n kind huil en ek wil nie kinders die oorsaak maak van sulke dinge. Kinders hoort in die kerk liefdesraad by die huis. Maar iets trek jou aandag af. Of jy dink skielik het ek die stoof afgesit by die huis, jy weet. Watertank toegemaak dat die water nie uitloop nie. Die horlosie teen die muur pla baie mense. Ek het 'n man gehad, as ek naby 12 uur kom, dan maak hy so. Sit voor in die kerk, dan maak hy so, ek kan sien. Ek kyk wat dit is. Dan sê ek my broer, dis die dag van die Here. Die hele dag behoort aan God, en ek sal praat tot ek klaar is. Ongeag van jou gebare. Hy het opgehou doen na. Die sleutelwoord wat u moes hoor, wat u oor gebid het dalk. Ons is gewoond aan kleur, aan klank, aan beweging deur die media vandag. As dinge nie geluide maak en beweeg nie, dan kan ons dit nie hanteer nie. Die eenvoudige stil skrywe van die woord kan ons nie sit en bepeins en deel van ons lewens maak nie. Ek wil dit vir u baie duidelik stel, dat die kansel is nie 'n plek om mense te entertain. Maar wat die Here op ons hart lê, dit is wat ons voor mense plaas, met die nodige ervaring en verduidelikings. Kain en Abel, 2 broers, onder goddelike gesag, hulle volg 'n droom, hulle leer eerbied vir die dinge van God, gehoorsaamheid aan die dinge van God, onselfsugtigheid van hulle ouers af. Dit is die leerskool van vanoggend se les. Leer deur voorbeeld eerder as deur onderrig. So hulle het gekyk wat Pa Adam doen, en nou sê Pa Adam vir hulle, gaan bou jou eie altaar. Op die model gebaseer wat hy gemaak het seker. Ek weet nie, die Bybel sê nie vir ons nie, ek gebruik maar my eie inisiatief. Ons kyk en ons sien ons pa en ma dinge doen. Hoe is die liefde in jou pa en jou ma se huis gewees? Die gesindheid teenoor mekaar, die manier wat hulle met mekaar gepraat het. Hoe is die rolverdeling teenoor ouerskap en die kinders in die werk en die huis?
Is dit die skool waar jy gekom het, wat jy geleer het, wat opgeoffer was, het jy gesien dat hulle vir mekaar omgee? As pa en ma nie mekaar respekteer of lief het nie, dan sal die seuns dink dit is hoe dit hoort in die lewe agterna. Deuteronomium 6, leer jou kind wat jy moet doen, leer hom hoe om dit te doen, van kleins af, sodat daardie dinge in sy of haar verstand kan wees en kan bly tot die dag wanneer hulle groot geword het. Boetie my Marius my klein boetie, hy kon ook redelijk mooi sing, as ek nou sê ook, bedoel ek my ma het gesing, nie ek nie. En dan sing ons in die kerk, dan wil hy ook sing, maar hy is nie in die skool, hy kan nie lees nie. My ma het sulke orgelboekies gehad, wat daar in die rij gestaan het in die bank altyd, wat sy gespeel het. Ander liedere, dan vat ek jou van daai boekies en ek geef hom die boekie en ek blaai so net 3 blaaie, sê daar is die lied sing. Nou hy ken die woorde, dan sing hy. Lyk eers die boekie onderste bo, maak dit saak. Maak nie saak nie, hy neem deel aan die godsdienst. Hy het gesien ons doen dit, hy wil dit ook doen. Dit is die leerskool van die lewe. Van kleins af. Gevorm, die karakter, deur aanskoue verander. Geliefdes, die ouer huis is die eerste leerskool, die huisgodsdienst in die huis is die tweede een, die derde een, daar is nie trappe en hierdie dinge nie. Die kerk is nog 'n leerskool, 'n altaar waar jy gaan leer, maar wat is die altaar wat jy het? My vraag vir u is, het u 'n altaar wat u eie is? Of leer u tweedehands van die mense wat vir u iets voorberei het? 1 Korintiërs 3 vers 2, ek het julle met melk gevoer, nie met vaste spyse nie, babakos. Babakos is lekker, as jy seker is so te eet, maar dit is nie geskik vir 'n mens nie. Vaste kos. Na verloop van tyd sê die Bybel, met ander woorde, hulle het groot geword, bou vir julle 'n eie altaar. Die keuse op die voorskrif van Pa Adam, ruimte vir persoonlike groei. Hy het nie gesê, vat soveel klippe nie. Die getal klippe het eers ingekom in die tyd nadat Israel deur die Jordaan getrek het. Toe sê die Here 12, voor dit was dit 'n hoop klippe. Nie gestapel in vierkantige blokke soos julle in die Bybelverhale lees nie. Inteendeel het begin met grond, as jy gaan kyk in die Genesis verhaal. Grond en toe klippe later aan. En toe begin die Here met 12 klippe wat die 12 stamme voorstel. En toe die Here die tabernakelstelsel ingestel en vir hulle gesê, dit is hoe julle die nuwe altaar moet bou. Van akasiehout, oorgetrek met goud. Nie trappe as jy opklim na hom toe. Wat is die voorskrif vir die altaar wat u moet bou? Filippense 2 vers 3, werk dan julle eie heiligheid met vrees en bewing, God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk, as hy welbehaag. As daar iets is wat u kan verkeerd doen vandag, is dit om u godsdienst in die kinders kele af te druk op die manier wat u dink u moet doen. Leer vir hulle deur die voorbeeld, geef hulle die onderrig van die skrif, maar moet hulle nie dwing om sekere dinge te doen, soos jy dit gedoen wil hê nie. Ek ken baie tieners wat gerebelleer het oor die gawe van profesie, vir hulle gedurig voorgehou was, en nie die Bybel nie. Tot my spyt, want dit is so pragtig geweest. Ek het dit gemis toe ek 'n kind was. God gee ons ruimte in ons godsdienst en aanbidding. Hy gee ons maniere om te kniel, om te staan, om voor hom te verskyn, om met hom te praat, riglyne vir elke situasie. Ek lees in die boekie Steps to Christ, geen plek en tyd is ongeskik om met die Here te praat nie, maar daar is 'n manier wat jy voor die Here kan verskyn in aanbidding in die publiek, of in die openbaar, of in jou privaat gebed, wat eerbied en respek uittoon. Eendag vra 'n dame vir my, leraar, is dit verkeerd om in my bed, langs my bed te kniel met my shorty pyjamas aan, en vir die Here te bid, of moet ek ordentlik aantrek? Nou dit is 'n snaakse vraag om te vra. Jy is in jou binnekamer, waar jou deur gesluit is geestelik, jy verkeer met jou Skepper, dit is nie verkeerd nie. Maar daar is 'n plek en 'n tyd. Ander een vraag van my, kan ek op my bed lê en bid? Ek sê, jy kan enige manier bid, maar as jy op jou bed lê en bid altyd en nie op jou knieë staan nie, dan sê dit iets van jou houding. Daar is tye wat ons op ons knieë voor die Here staan. Daar is tye wat ons staan voor die aangesig van die Here in 'n vergadering. En ons ken die verskil. Dis nie waarvan ek praat nie, die riglyn, die maatstaf, die norm,
wys die grense van waar ons kan gaan en waar ons nie moet gaan. En hierdie teks in Filippense 2 sê, pas op hoe jy voorskryf aan mense. God wil jou hê dat jy 'n plek bereik waar jy persoonlik 'n manier en 'n plek en 'n tyd vind wat jy jou altaartjie kan bou. Binne die voorskrif van God, maar met individuele smaak en keurigheid. Godsdienstvryheid. As ons eendag groot is, het ons gesê, gaan ons, as ons die huis verlaat het, aantrek wat ons wil. Maar nooit eendag vir Hanlie gesê, ek is moeg om aan te trek wat ma wil hê, ek wil self kies. Toe sê sy, nou maar kies dan vir jouself, en kyk wat gebeur. Eendag wou hy sy kos self skep, en die hele bord kos het op sy skoot uitgeland, want hy was te klein om het vast te hou. Daar's redes hoekom ons vir die kinders help in die begin, jy weet dit natuurlik, nee. Wanneer ons kan opstaan, wanneer ons wil, en kan gaan lê wanneer ons wil. As ons by ons maats wil kuier tot ons moeg is, dan doen ons dit ook. Ons wil ons eie lewensmaats kies. Ons wil ons eie beroep kies. As ek kan teruggaan na my pa se raad en advies, so sal ek dit enige tyd doen. Hy was 'n man wat in sy wysheid geleer het om vir jou 'n rigting te bestuur, waar jy self 'n keuse kan maak, want as die keuse uiteindelik maar wat hy het wou voorstel, maar nie gesê het nie. Hy het jou gelei daarna toe. Met wysheid, met oorleg. Het die seuns gekompeteer om die beste altaar te bou? Adam gesê, pa, kyk my altaar. Kyk boeties en hoe lyk sy nou? Weet nie? As jy bekering ervaar, bou jy jou eie altaar. Op die voorskrif van jou ouers, as hulle godvreesend was, op die woord van God, as jy dit lees. Met die ruimte om te onderskei van die een na die ander een. Geliefdes, daar is vryheid in godsdiens. As jy die metode verander jy nie teologie nie. 1 jaar het ons die Sabbatskool program so bietjie anderster gemaak wat die Wêreldkerk doen. Dis daar 'n groot herrie in die kerk. Hy het ons al weggegooi. Ek sê nee, ons het dit nie weggegooi. Ons het bietjie vernuwing ingebring. Bietjie iets anders ingebou wat nodig was. Maar die teologie bly dieselfde. Gaan ondersoek dit net. Werk jou eie heiligheid met vrees en bewering, maar wees versigtig. Gebruik daardie individualiteit wat jy het om God op die beste manier te wys. Geliefdes, ons kan ek lees testimonies to ministers en gospel workers. Die mense wat optree moet maniere uitdink om die bidure interessant te maak. Nie te staan en dinge af te lees of saai praatjies te praat nie. Laat die mense deelneem, en daar's baie raad gegee, en ek probeer dit volg. Die van die wat my bidure was sal weet, ons dit gedoen al die jare. Huisgodsdienst moet aantreklik wees vir die kinders. Dit moet nie 'n straf wees nie. So daar is maniere om godsdienst interessant en meer lewend te maak, opbouend en verfrissend in jou lewe in te plaas. Terwyl jy 'n voorbeeld volg, bou jy jou eie altaar. Kain is 'n landbouer. Hy is lief vir dinge wat groei, hy is die oudste seun, hy is die eersteling. Hy kry die groter verantwoordelikheid in die geestelike deel van die les. Maar hy misverstaan die ruimte wat God vir hom gegee het. God sê, as jy jou altaar bou, kan jy maar die klippies pak soos jy dit wil pak. Maar wanneer dit kom by wat daarop gesit moet word, dan moet jy 'n lammetjie bring. Jy kan nie jou vrugte bring nie. Alles is die beste pere en die beste appels en die beste slaaikoppe. Kain wou uit sy prestasie en uit sy vermoë uit 'n offer vir die Here bring. Terwyl die lammetjie voorgestel het, dit gaan nie jou werke wees nie, maar die werke van God se seun Jesus Christus wat jou gaan red. Net sy meriete alleen. Daarom moet jy daai lammetjie offer en jy moet in hom die saad van die Messias sien. Dan sal jou offer aanvaarbaar wees. Hy koester gedagtes van ontevredenheid oor iets. Die vloek wat op die aarde rus, lees ek in die boek Patriarge en Profete. Die onkruid, dit sê daar, hy verwens vir Adam, omdat Adam die oorsaak is van die onkruid, sê hy. Nou moet hy as 'n landbouer swaar kry.
Toe Kain groter word, betrek hy weg van Adam af, en ek lees, omdat hy die huishouding van Adam nie meer kon inwoon in sy hart nie. Hy het gerebelleer daarteen teen die godsdienst. Hy wil gaan doen wat hy wil doen. Kain is die eerste een in die Bybel wat die Sabbatgebod begin oortree. Toe hy uitgaan, toe sê hy, nou kan ek maak wat ek wil. Waar het hom heen gevat? As God tevrede? Die seuns van Aaron, Nadab en Abihu sterf onder die vloek van die Here. Die seuns van Eli, Hofni en Pinehas, priesters van die Here, sterf onder die vloek van die Here in die oorlog. Die seuns van Samuel, sê die Bybel, het God nie gedien nie. En die Here kon hulle nie gebruik nie. Daar is voorbeelde van mense, maar daar is voorbeelde van mense wat die dinge van God gedoen het. Klein Samuel woon in 'n goddelose plek, waar die Here sê, hy wil daar die mense ombring. En daar word klein Samuel groot as 'n jong seun sonder 'n moeder. En hy dien die Here met opregtheid van hart. Hy gaan oor van daardie plek waar hy 'n kind is en ontvanklik is, na die plek waar hy begeer om die dinge van God te doen. Hy het die dinge van God lief gekry. Hy het geheers oor die sonde wat in die wêreld gegaan het. Die saad wat ontkiem het, word 'n plant. Dit word groot, dit dra vrugte. Die Here sê vir ons, daar waar die plantjie klein is, die saad ontwikkel moet word, daar moet julle werk. Begin die klein altaartjies van die kindertjies daar te bou. En hulle sal, wanneer hulle groot word, nie daarvan afwyk nie. As jy by die see geswem het en 1 dag geswem, is daar 2 vlaggies geplant by sekere strande. Wat beteken daai vlaggies? Dit net vir die mooiheid. Jy moet in daardie vlaggies swem, want hulle die seestroom gemeet. Ek weet nie hoe doen hulle dit om te kyk. As jy in daardie plek bly, waar sal die gety jou heen vat? Waar is dit veilig en jy kan terugkom? En ek het al dopgehou oor die jare. Ek was baie in die see gewees toe ek jonk was. As jy oor die grens van die baken gaan, dan doen hulle niks eers nie. Hulle kyk, gaan jouself terug. As jy nie terug gaan nie, wat maak hulle? Blaas hulle op die vletjie en hulle wys met jou vinger, gaan terug. En as jy nie luister nie, wat maak hulle? Dan maak hulle goeie mense, dan kom haal hulle jou uit. Verbied hulle om te swem. Kyk te sien. Mense dit doen. Die Here het vlaggies in sy woord geplaas, wat riglyne is. Hy sê, bly binne die vlaggies. Daar binne kan jy maak wat jy wil. Swem hierdie kant toe, swem daai kant toe. Maar bly in die vlaggies. Kan jy dit nie verstaan nie. Bou jou eie altaar deur jou individualiteit. Bou jou eie altaar deur 'n plekkie te hê waar jy voor God kan verskyn. En dame sê vir my een distrik, haar lewe is so besig en die kinders hou haar so besig, sy kan nie tyd vir godsdienst nie. En dan gaan sy toilet toe. Sit sy daar. Maak die deur toe, en sy vat haar Bybel en sy sit vandaar lees. Al wat sy doen. Baie drasties, maar sy sê, dan los allemaal my uit. Dan het ek tyd. Het jy 'n plek, het jy 'n tyd. Moet jy aanpassings maak. Oor die jare het ek my plekke en my tye verander om aan te pas by my lewe. Abel se offer was 'n geloofsdaad en ek lees die tragiese verhaal dat toe hy in die veld was, die nuwe lewende vertaling sê Kain jok vir Abel weg van pa Adam af in die veld. Hy sê ek wil vir jou iets praat. Kom ons gaan in kant toe. Hoekom gaan hy hom weg? Want Abel het vir Kain aangespreek en gesê, Boetie, die offerande moet deur 'n lammetjie gehou word. Kan ek vir jou 'n lammetjie uitruil vir van jou groente? Dan doen jy wat die Here wil hê. Die Bybel sê dat hulle was groot manne gewees en hulle is so 'n bietjie mekaar geruik en gepluk. En Kain maak vir Abel dood. Hy het nie gedink dit kan gebeur nie. Die uiteinde van sonde, die uiteinde van opstand. Iets wat gegroei het in die hart en gelos was om buite die grense van God se vlaggies te gaan. Sonde groei nie in 'n dag nie. Kom oor 'n lang tydperk van ongelukkigheid. As jy gaan kyk die mense wat dwaalde verkondig in ons distrikte,
Dis mense wat oor 'n lang tydperk heen probleme gekry het en dit nie hanteer het nie. Ken dat van hulle. By die konferensie met kerkleiers vir hulle self of iemand. Ons moet sonde hanteer in die saadstadium. Anders word dit baie ingewikkeld. En omdat klein plantjies nie onderskeidbaar is, is dit baie moeilik om in daai stadium dinge te identifiseer. Daarom moet ons die Heilige Gees vra. Here, ek gaan my eie altaartjie bou, ek wil dit so en so maak, geef my leiding. Ek wil vir u sê, die Here gaan vir u leiding gee, die Here gaan vir u wys. Ek lees dat engele die mense bystaan, jou beskerming staan jou by wanneer jy studeer om vir jou gedagtes te gee. Ek het al die gedog, is net die Heilige Gees. Ek is verbaas om dit so te lees. Maar dinge wat ek kan sê is nie belangrik vir my nou nie. Gaan die Here vir u sê, ek is tevrede met die altaar wat jy gebou het. Die manier wat jy hom gebruik en wat jy daar offer in jou lewe. En dan gaan die woorde wat ons in die Sabbatskoolles ook herhaal het, vir jou gesê word, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou lewe. Dis al wat die Here wil aan jou lewe. Beoefen die eie godsdiens voor Jesus, in die individualiteit, in die persoonlikheid in die lewe. En daaruit sal jy die grootste seën in die rigting van die lewe kry, en die antwoorde wat jy soek op die lewenspad. Jy sal die een wat, soos vanoggend gesê was, wat saam met jy wandel, sal jy weer ken. Miskien sal hy vir u sê, kom ons wandel voort soos jy nog in die ewigheid vir die wederkoms. Dat ons nie die dood sal sien. Mag die Here vir u sê. Amen. Die ware koning Jesus, as daar iemand is wat besef dat die tyd wat ons met u saam gewandel het in die tuin, daar waar ons gekies het om ons klein altaartjie van persoonlike godsdienst en tyd met u te bou, wat besef het dat dit nie meer gebeur soos dit moet gebeur, dat u ons, liewe Here, deur u Gees sal wakker maak, dat u 'n behoefte in ons hart sal plaas, liewe Here, as ons daardie behoefte bevredig deur te gehoor aan daardie stem te gee, dat u vir ons sal beloon deur vir ons te wys dat u naby is. Here, miskien sal u dalk die engel opdrag gee om aan ons te verskyn en vir ons te bemoedig, soos van die Bybelkarakters gehad het. Miskien sal u self in persoon verskyn op 'n wyse wat ons hier kan aanskou by lewe om ons moed te gee. Miskien sal u deur die Heilige Gees ons harte beïndruk dat ons lewens nie te vergeefs is, dat ons dit die moeite werd is, dat ons duur gekoop is met die kosbare bloed, en dat u met ons tyd wil saam spandeer, met ons en met ons geliefdes saam spandeer. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die soete gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van die wesen bly, van nou af tot in alle ewigheid. Amen.